Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, nee, is die 19de Februarie die jaar 2026. My naam, Dani Gerber, weer eens 'n voorreg en 'n eer om saam met jou te kan kuier rondom God se woord. En vandag wil ek vir die gelowiges sê, moenie moeg word nie. So my boetie en sussie, ek en jy moet vas staan in die naam van die Here Jesus Christus. Die woord sê vir ons, moet hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. Maar so deesdae sien ons te veel kinders van die Here wat moeg is. En dan sê hulle, dan kyk maar na die goddelose. Hoe floreer die goddelose? Hulle het alles in die wêreld. Hulle het geen probleem nie. Toe ek nie die Here gedien het nie, het ek meer gehad as wat ek nou het. Nou dat ek my hart en lewe vir Jesus gee, is dit een struikelblok op die ander. Ek kom net nie bo nie. Ek kom net nie uit my omstandighede nie. Ek wil vandag vir jou bemoedig om vir jou te sê, staan vas in jou geloof. Moenie mismoedig raak nie. Kyk op, moenie afkyk in die omstandighede nie. Kyk op, want ons krag kom van bo. Amen. Maar daar's 'n gedeelte wat ek met jou wil deel, is in Psalm 11. Hy sê hierso, wees nie klein gelowig nie. 'n Psalm van Dawid. By die Here skuil ek. Hoe kan julle dan vir my sê, vlug na julle berg soos 'n voël? Want kyk, die goddelose span die boog. Hulle het hul pyl op die snaar reggesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart. As die fondamente omgegooi word, wat kan die regverdiges doen? Die Here is in sy heilige paleis. Die troon van die Here is in die hemel. Sy oë sien, sy ooglede toets die mense kinders. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld liefhet. Hy sal op die goddelose vangnette, vuur en swavel laat reën, en die gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees, want die Here is regverdig. Hy het sy geregtighede lief. Die opregtes sal sy aangesig sien. So moenie nou moedeloos raak nie. Ons moet nou hierdie wedloop voltooi. Ja, want ons sien hoe die goddelose, die wettelose, hulle gaan aan en dit lyk of dit voorspoed is en dan wonder ons maar, waar is God? Hoekom sien die Here nie hierdie goed raak nie? Die Here sien alles raak en hy sê in sy woord, hy haat die goddelose. So met ander woorde, daai manne, ons hoef nie hulle te sê, hoorie, dit en dat nie. Hulle weet, hulle doen verkeerd. En as hulle nie gaan repent nie, as hulle nie tot bekering gaan kom nie, gaan hulle hierdie gedeelte wat God teen sy woord sê, wat op hulle rus. Maar jy, my kind van God, staan vas. Jy hou vas in jou geloof. Jy wankel nie. Jy gaan nie nou lê nie. Jy gaan nie nou sê, ja, maar dit gaan met my so sleg want ek die Here dien nie. Hou vas in die Here. Want die Here sê verder in vers 7, want die Here is regverdig, hy die geregtighede lief, die opregtes sal sy aangesig sien. Is dit 'n dag wat jy wil uitsien na om God te sien, om in sy teenwoordigheid te kan wees? Hou vas, staan vas, moenie moedeloos raak. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir die woord, Here. Dankie vir hierdie bemoediging. Ja, Here, as kind van God en as Christen voel ons partykeer dis net just too much. Ons kan nie aangaan nie. Dit raak net te veel, maar Here, ons lees hierdie woord en dan kry ons net weer moed en ons kry weer spoed om te sê ons sal aanhou, ons sal aangaan, ons sal nie moedeloos raak nie, want u woord sê almal wat bemoeid en belas is, kom na my toe. En Here, dat u hulle nuwe krag sal gee, dat hulle sal vlieg soos arende. En dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie donderdag. Onthou wat ek altyd sê, alles wat jy doen, moet jy God kan en verheerlik nie. En as jy iets gaan doen vandag, wat die Here nie gaan verheerlik nie, stop daarmee. Draai jou rug daarop, keer terug na God toe. Julle moet 'n geseënde donderdag hê. God bless.